Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? En dit is lekker om saam te kan journey in die laaste paar weke wat ons oor hierdie idee van wat Pinkster regtig is. Het ons 'n bietjie gepraat en vanoggend wil ek aangaan met hierdie idee. En ek hoop, my gebed is, dat in die laaste 4 weke, of ek moet sê 3 weke plus hierdie week, dat jou idee van Pinkster 'n bietjie gereshape is. In terme van die krag van die Heilige Gees. En waar die krag van die Heilige Gees vandaan kom. En dit is waaroor ek praat vanoggend. En julle is welkom om saam met my te blaai na 'n skrif wat ons al baie gelees het in die laaste paar weke. En 'n skrif wat ons nog baie gaan lees. In Handelinge 1, vers 8. Pastor Morney sê ons gaan hom vanaand weer lees. So vir julle wat aanddiens toe kom, julle sal weet. Handelinge 1 vers 8, het ek gesê 8 vers 1 op my notas. Ekskuus, Louis, Handelinge 1 vers 8, sorry daaroor. Ek het vir haar notas gegee voor die tyd, en ek dink ek het hom dalk anders te omgegooi. Daar is hy, Handelinge 1 vers 8 sê, Jesus praat, hy praat met sy disippels, hy sê die volgende, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Sê gou krag. Ek like die woord krag. Nee, as jy dit sê, dan het hy 'n type of explosiveness in hom. Krag. Die probleme, however, wat ek agtergekom het met hierdie vers, met hierdie idee van krag en die idee van Pinkster, is dat ons lees hierdie en dan sê ons soos, maar julle sal krag ontvang. Yes! Amen. Kom ons gaan. Krag. Maar Jesus sê iets baie spesifieks hierso. Hy is baie spesifiek met sy woorde, hy is baie intentioneel met sy woorde. Hy sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Met ander woorde, die krag wat jy gaan ontvang, gaan jy eers ontvang wanneer die volheid van die Heilige Gees oor jou kom. En in jou kom woon. Nou dit is belangrik vir my en vir jou, om hierdie gedeelte reg te kry. Want die probleem is, ons soek die krag. We want the power. Ons soek die krag, maar ek praat vanoggend oor die persoon agter die krag. Daar's 3 goed, wat extremely crucial is, vir jou en vir my om te verstaan, wanneer dit kom by die krag van die Heilige Gees. 3 goed wat ek wil uitnoem vanoggend. Die eerste ding wat ek wil noem, en Pastor Dani het dit laasweek genoem, maar ek wil net 'n bietjie fokus daarop, nou ek gaan nie sy preek weer preek nie, maar die eerste ding wat ek wil noem is, die Heilige Gees is 'n persoon. Nie 'n mens nie. Ek weet vir baie jare lank het ek 'n probleem gehad met die term persoon, spesifiek wanneer ons dit koppel met die Heilige Gees, want jou idee is, maar ek dog Jesus was mens gewees. Moenie hoor wat ek nie sê nie. Wanneer ek sê die Heilige Gees is 'n persoon, dan bedoel ek die Heilige Gees is meer as net 'n impersoonlike krag, of 'n leiding, of 'n gevoel wat 'n mens kry. Hy het 'n wil. Amen. Hy lei ons. Amen. Ek wil hierdie skrifgedeelte lees in Johannes 14, vers 16 en 17. Net 'n bietjie konteks voordat ons daar kom. Jy kan hom wel oplos, Louis, sorry. Ek sjant jou 'n bietjie rondvolg. Jesus is besig om met die disippels te praat en hierdie is die belofte van die Heilige Gees. waar Jesus die Heilige Gees beloof aan die disippels. Hy sê vir hulle, dit is beter vir julle as ek gaan, want as ek gaan, dan gaan ek
die volgende doen. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur. Om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Jesus praat van die Heilige Gees as die voorspraak, die ander vertaling sê trooster, die Engels sê the advocate. En hy sal saam met julle wees vir ewig. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, hoekom nie? Want hulle ken hom nie. Nou, as ek na hierdie woorde moet luister, en ek hoor die woord ken, dan imply dit persoonlikheid. Daar is iets persoonlik aan die Heilige Gees. Hy het iets om aan my te openbaar van homself wat ek moet ken. Die wêreld ken hom nie, sien hom nie, en daarom kan hulle hom nie ontvang nie. Maar julle ken hom, die disippels het hom geken. Hoe? Want die Heilige Gees het reeds in Jesus geleef. Die Heilige Gees het vir Jesus gelei. Jesus as die Seun van God het deur die leiding van die Heilige Gees gedoen wat hy moet doen. En deur dit het die disippels hom leer ken. En dan sê Jesus, hy sal by julle wees, maar hy sal ook in julle wees. Maar dit is vir my en vir jou belangrik om dit te besef. Die Heilige Gees is nie net 'n krag nie, hy is nie net 'n energie of net 'n invloed op my en jou lewe nie. Die Heilige Gees, hy praat met ons, hy lei ons, hy kom leer ons, hy kom vertroos ons. Hierdie is persoonlike eienskappe. The person of the Holy Spirit. En wat dit vir my en jou beteken, is dit beteken dat ek kan by hom gaan sit. Ek kan na hom toe gaan. Ek kan by hom gaan sit en ek kan tyd in sy teenwoordigheid spandeer en net met hom praat. En omdat hy in my is, kan ek dit enige plek, enige tyd doen. Dit beteken jy kan gaan, daar waar jy, in daai situasie, ons praat van die gawes van die Gees, nou die gawes van die Gees, gee die Gees, soos en wanneer dit nodig is. En hy werk deur ons. Jy kan hom vra vir 'n woord van wysheid. Jy kan by hom gaan sit en sê, Here, ek het wysheid nodig oor hierdie saak. Here, ek het kennis nodig oor hierdie saak. Here, ek het genesing nodig in hierdie afdeling. Ek het 'n wonderwerk nodig. Jy kan by hom gaan sit en jy kan bewus word van sy teenwoordigheid. Nou, hoe raak 'n mens bewus van die teenwoordigheid van die Heilige Gees? Ek gebruik gewoonlik die vergelyking, so as ek alleen in 'n vertrek sit, dan, ek is bietjie van 'n introvert, so dis nice. Maar die oomblik wanneer my vrou in die vertrek instap, ek hoef nie aktief te dink aan haar nie, ek hoef nie enigiets van, daar's nie 'n checklysie van goed wat ek moet doen nie. Al wat dit vat is vir haar om in te stap. En ek is bewus van haar teenwoordigheid. Ek weet sy is in die vertrek, ek voel sommer beter. Dis presies wat dit is met die Heilige Gees. Is wanneer hy teenwoordig is, en hy is altyd teenwoordig, maar wanneer hy tangibly teenwoordig is om bewus te wees van sy teenwoordigheid. Hy is 'n persoon. And that means we can enjoy. Ons kan sy teenwoordigheid geniet. Ons kan saam met hom gaan praat, hy praat saam met ons. Ek hoop julle volg my na waartoe ek gaan, want die tweede punt wat ek wil noem vanoggend, en ek gaan 'n bietjie meer tyd hierso spandeer, die tweede punt wat ek wil noem is, omdat die Heilige Gees 'n persoon is, beteken dit ek en jy moet 'n persoonlike verhouding met hom hê. En hierdie is die punt wat ek wil op klem lê vanoggend. Jesus sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, maar die hart van dit is wanneer julle 'n verhouding met die Heilige Gees het.
Met ander woorde, wanneer julle met hom praat en hy praat met julle en julle doen die ding saam. Dit is my so mooi as ek gaan lees in Markus 16. Aan die einde, wanneer Jesus sy disippels uitstuur, dan sê hy vir hulle, en hierdie tekens sal hulle volg wat glo. Waar is die Faith Foundationers? Amen, ons praat baie van dit. Hierdie is die tekens wat hulle gaan volg, wat in my glo. Hulle sal hulle hande op die siekes lê, die siekes sal gesond word, hulle gaan demone uitdryf, in nuwe tale gaan hulle praat, en dan sê die woord wat? Hulle het uitgegaan, en hulle het die evangelie gaan preek, en terwyl hulle die evangelie gaan preek, het God saam met hulle gewerk, om hierdie tekens te laat gebeur. There was a relationship. Daar was 'n verhouding gewees. Die manier hoe Paulus baie van sy briewe afsluit. Ek weet nie of julle dit al agtergekom het nie. 2 Korintiërs 13 vers 12 en 13. Hier is die laaste woorde wat hy aan die kerk van Korinte skryf. Nou, die kerk van Korinte is ook die kerk aan wie hy die meeste klem gelê het op die gawes, een van 'n vergelyking met sy ander briewe. Waar hy vir hulle gesê het, hierdie is hoe die gawes werk, julle wil krag hê, dit is hoe dit lyk. En hy skryf dit aan die kerk van Korinte, en hierdie is die laaste woorde. Hy sê, groet mekaar met die soen van Christelike broederskap. Metafories natuurlik. En dan sê hy, almal wat aan die Here behoort, stuur vir julle groete. En dan sê hy, die genade van die Here Jesus Christus, amen, die genade van die Here Jesus Christus, daai genade wat jou red, daai genade wat jou capable maak, om teen jou sondes weg te draai en hom te volg, daai genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, amen, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Die kerk aan wie hy die gawes moes verduidelik en sê hierdie is hoe die gawes werk en hierdie is hoe die gawes moet lyk, sluit hy die brief af en sê nie die krag van die Heilige Gees sal saam met julle wees nie. Hy sê die gemeenskap van die Heilige Gees sal saam met julle wees. Die hart was altyd verhouding gewees. That was always the heart of God. Hy stuur nie sy gees vir jou om net wonderwerke te gaan doen nie. Hy stuur sy gees sodat sy gees by jou kan wees. Sodat jy na hom toe kan gaan. Sodat jy met hom kan praat. Sodat jy by hom leiding kan kry. Pinkster gaan nie eerstens oor die krag nie. Nou moenie hoor wat ek nie sê nie. Die krag is definitief deel daarvan. Maar dis my derde punt, so ek gaan nie nou daaroor praat nie. Die krag is definitief deel daarvan, maar Pinkster gaan eerstens oor die verhouding wat ek en jy kan hê met die Heilige Gees. Ons praat van dispensasies. Die ou dispensasie het so gewerk, jy het 'n verhouding met God gehad deur 'n profeet, wat die woord van die Here na jou toe gebring het. En deur die offers wat ek en jy in daai tyd sou na die tempel toe moes gevat het en gaan offer het vir die vergifnis van ons sondes. Dis die tipe verhouding wat die mens met God gehad het as gevolg van die mens se sonde. Maar in die nuwe dispensasie, die Pinkster dispensasie, is die dispensasie waar die Heilige Gees uitgestort is oor sy kerk, sodat jy 'n verhouding met hom kan hê. Sodat daar nie meer 'n profeet moet opstaan om vir jou die woord van die Here te bring nie. Nou, die woord van profesie is definitief nog 'n ding, dit lyk net 'n bietjie anders. Maar die punt is, jy hoef nie meer te wag vir iemand om gestuur te word om met die Heilige Gees te praat nie, jy kan dit self doen, want hy woon in jou. Die gemeenskap met die Heilige Gees, Romeine 5 vers 5. Paulus skryf, hy sê, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. So, die konteks van hierdie is waar hy sê we rejoice in hard times, because hard times produces steadfastness, and steadfastness produces character, and character produces hope, and hope does not put to shame.
en die hoop beskaam nie, want hierdie is baie belangrik. Hoekom is dit so? Hoekom het ek en jy, en as jy gaan lees in Romeine 5, dan praat hy van ek en jy het toegang tot die genade van Christus. En ek en jy het toegang tot die krag van God, want God het sy liefde in ons hart uitgestort. Deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. Ek en jy het toegang tot die krag, en toegang tot al hierdie dinge. Hoekom? Want hy het sy liefde vir ons gegee, en sy liefde deur die Heilige Gees. Die manier hoe ek en jy God se liefde beleef vandag, is deur die verhouding wat ons het met die Heilige Gees. God het sy liefde bewys aan die sending van Jesus, waar hy gesterf het aan die kruis en opgestaan het uit die dood. Dis die bewys van God se liefde, maar die belewenis van God se liefde het gekom deur die sending van die Heilige Gees. En dit is so belangrik vir my en jou om dit te besef. So die liefde wat God gestuur het deur die Heilige Gees, wat hy in ons harte uitgestort het, imply verhouding. It implies relationship. Jy kan net 'n verhouding met 'n persoon hê. En dis hoekom dit vir my en jou belangrik is om te besef die Heilige Gees is 'n persoon. En dit begin daar. Maar dan kom die verhouding en die vraag is maar wat beteken dit? Want verhouding gebeur nie outomaties nie. Amen. Verhouding, nommer 1, dit vra tyd. Dit vra tyd. As jy in 'n verhouding met iemand anders is, dan beteken dit jy spandeer tyd met daardie persoon. Daar's tye waar dit net jy en daardie persoon is en dan gesels julle. En dan praat julle en dis die ander ding, dit vra kommunikasie. Dit vra kommunikasie. Een van die eerste dinge wat gebeur as 'n verhouding besig is om leeg te loop of om dood te gaan, een van die eerste dinge wat gebeur is, daar's nie meer kommunikasie nie. We don't talk to one another. Nou verhouding met die Heilige Gees beteken ek en jy moet praat met die Heilige Gees. En die Heilige Gees praat dan met ons. Dis 'n two-way street, dis 'n two-way communication, daar's kommunikasie, dit vra vertroue. 'n Verhouding sonder vertroue is nie 'n verhouding nie. Dit vra vertroue, dit vra dat die Heilige Gees vra vertrou my genoeg om op te daag wanneer dit nodig is. Wanneer jy my nodig het, sal ek natuurlik daar wees. But it means that you're going to have to trust him. It means that you're going to have to put your trust in him. As die persoon van die Heilige Gees om te sê, ek het 'n wonderwerk nodig. Ek sien geen ander uitkoms nie. Ek het 'n wonderwerk nodig vir hierdie situasie en ek vertrou op hom. Ek vertrou op die Heilige Gees. Hy het my nog nooit van tevore teleurgestel nie en hy sal ook nie nou nie. That is what it means to have trust. Dit vra gehoorsaamheid. Amen. Dit vra gehoorsaamheid. Nie 'n ding van waar jy jou dwing om iets te doen nie. Nee, ek wil hierdie skrif vir julle lees. In Romeine 8 vers 14. Wat sê, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Nou die belangrike ding hierso is God lei jou nie uit om jou te dwing nie. He doesn't force you to do anything. Die leiding van die Heilige Gees kom uit verhouding uit. Omdat ons 'n verhouding het en omdat jy my vertrou, vra ek vir jou om dit te doen, want jy weet dat wanneer jy dit doen, dat jy my gaan sien werk. Kinders van God word gelei deur die Heilige Gees. Jy kan nie gelei word deur die Heilige Gees as jy nie 'n verhouding het met hom nie. Hoekom lê ek soveel klem op verhouding? Hoe meer tyd ons met die Heilige Gees spandeer,
hoe beter leer ons sy stem ken. Amen. Hoe beter ons sy stem ken, hoe makliker word dit vir ons om hom te volg. En dan, punt nommer 3. Die krag van Pinkster, die krag van die Heilige Gees, vloei uit jou verhouding met hom uit. Jy leer sy stem ken. Jy word sensitief vir wanneer hy met jou praat. Dit is vir my so mooi in die boek van Handelinge, daar waar Filippus gestuur word om met die Ethiopiër te praat. Julle ken daai storie waar die Ethiopiër dan gedoop word. Dit begin deur 'n engel wat vir hom sê, gaan en gaan staan daar, want daar gaan 'n ou kom. Die Here vra dat jy so intoe moet gaan. En dan gaan Filippus, en dan sê die woord, en toe sê die Gees vir hom. En dit is vir my so mooi hoe hy kan onderskei tussen die stem van 'n engel en die stem van die Heilige Gees. You can recognize when it is God starting to speak to you. Maar jy kan dit net recognize as jy in 'n verhouding met hom is, as jy hom ken. Jy gaan nie sy stem recognize, wat is recognize in Afrikaans? Herken. Jy gaan nie sy stem herken as jy nie hom herken nie. En as jy nie hom ken nie. Dit is uit daai verhouding waar die krag vloei. Jesus sê, julle sal krag ontvang. Nou, as ek gaan lees oor die krag van die Heilige Gees, en ek gaan lees oor die gawes van die Gees, dan vind ek dit interessant hoe 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14 in die middel is 1 Korintiërs 13. Dit is nogal so nommers werk, 12, 13, 14. Die interessante ding is, 12 gaan oor die gawes van die Gees en die krag van God en wonderwerke en genesings en tale en uitleg en kennis en wysheid, en 14 gaan oor profesie en oor tale en oor en al daai goed, en 13 gaan oor liefde. In die middel van waar hy besig is om te praat van die gawes, die krag van God, sê hy, ouens, onthou een ding. Sonder liefde is hierdie goed niks. Sonder liefde, nou liefde vir mekaar, maar liefde vir mekaar kan net kom wanneer jy liefde van bo af ontvang het. En wanneer jy die liefde van die Heilige Gees ontvang het. Bediening begin by die verhouding. Want as ek die Heilige Gees leer ken, en ek leer sy hart ken, en ek doen dit deur verhouding, en ek leer wat hy wil hê vir sy gemeente, wat gaan gebeur met my hart? My hart gaan begin verander, vir die gemeente, vir hierdie, vir ons. En nou, wanneer iemand siek is, gaan ek vir jou bid om gesond te word. Hoekom? Want ek weet wat sy hart is vir jou. En 'n woord van profesie gaan ek vir jou kom gee. Want ek wil hê jy moet weet wat die Heilige Gees vir jou wil sê. En ek gaan bid vir wonderwerke. Want ek is lief vir jou, want die Heilige Gees is lief vir jou. Sien julle dat die krag kom deur daai verhouding? Die krag kom deur daardie liefde. As die liefde nie daar is nie, dan sê Paulus wat? Jy is soos 'n klinkende simbaal. Sonder ritme, sonder doel, jy is net daar en jy maak geraas. En jy irriteer die mense. Maar wanneer jy liefde het, en kom ek gebruik die voorbeeld, as ek nie liefde het nie en ek kom en ek bid vir jou, en ek vat die eer en ek sê vir jou man, jy moet dit en dit en dit, en as gevolg van dit en dit, so sê die Here. Of ek kom na jou toe in liefde en ek sê vir jou, hey, Boetas, hey, sissie, ek ervaar die Heilige Gees praat met my oor hierdie. Want dit is wat die beste is vir jou. Ek ervaar jy siek, kom ons bid vir genesing. Want dit is wat God se hart is vir jou.
En ek is so hiervan oortuig, ek wil dit vir julle sê, ek wil vir julle sê, skryf 'n brief en vat dit bank toe. Maar ek is so hiervan oortuig is dat wanneer ons die verhouding aspek reg kry, dan gaan die wonderwerke kom. En die genesings gaan kom. En die profeseë gaan kom. En die woord van kennis gaan kom. En die woord van wysheid gaan kom. Dit kom natuurlik uit die verhouding uit. Want die persoon van die Heilige Gees leef in my. Voordat daar gawes is daar liefde. Voordat daar bediening is daar verhouding. En voordat daar krag is daar intimiteit. Intimacy with the one who works through us. En daarom vra ons vir die gawes. 1 Korintiërs 14 vers 1. Jaag die liefde na, hy is nie op die bord nie, maar jaag die liefde na en beywer julle op die gawes van die Gees. Eagerly desire the spiritual gifts. Why are we eagerly desiring the spiritual gifts? Because we are eagerly desiring the one who gives the gifts. Ons beywer ons op die Heilige Gees en daarom beywer ons onsself op die gawes van die Gees. Ek pursue daai verhouding met die Heilige Gees en daarom gaan die krag van God deur my werk. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees, die persoon van die Heilige Gees oor julle kom, in julle kom woon, julle 'n verhouding met hom hê, julle sy hart deurken, julle sy stem hoor, julle sal krag dan ontvang om my getuies te gaan wees. But it starts with the person. And with the person, the relationship. And out of the relationship, the power comes. En is vir ons so crucial om dit te verstaan. Want ons kan nie die krag soek en nie die persoon agter die krag nie. Dit gaan nie werk nie. In 1 Korintiërs 12 vers 7, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Nuwe vertaling sê aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Nou lees daai vers, want ons ken hierdie vers. Nou lees daai vers weer in lig van relationship. Aan elkeen afsonderlik. Met ander woorde, elke een van julle wil die Heilige Gees mee op pad stap. Word 'n werking van die Gees gegee. Die gawe van die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees, deur die verhouding wat ons met die persoon het, tot voordeel van almal. Imagine as ons hierdie reg kan kry. Imagine as ons gemeente hierdie kan snap en reg kan kry. Waar ons sê, wanneer ons by mekaar kom, then we pursue love, and we pursue this relationship with the Holy Spirit, so that we can receive the power of the Holy Spirit vir ons almal. Imagine dit. Imagine dit. Imagine jy staan op 'n Sondagoggend en jy voel nie lekker nie. En jy kom kerk toe en die Heilige Gees praat met jou. En 'n boeta of 'n sissa kom na jou toe en begin oor jou profeteer. En 'n ander boeta of 'n ander sissa kom na jou toe, lê hande vir jou op en bid vir genesing. Imagine hoe jy voel as jy huis toe gaan. Your life will never be the same. Ek wil afsluit met die vraag wat baie mense vra is, hoe kry ek die krag van die Heilige Gees? Maar die vraag moet begin by, wie is die Heilige Gees? Hoe kry ek die krag van die Heilige Gees? Deur om die Heilige Gees te ken. You must know who he is. Hoe weet ek wie hy is?
Wel, nommer 1, jy lees die woord. Die woord sê vir jou wie hy is. En nommer 2, jy spandeer tyd met hom. En dan sal die gawes begin deurvloei. En die krag van God sal begin gebeur. En jy sal sien daar waartoe jy gaan, man, die Here gaan vir jou geleenthede skep. As jy in die dorp is. As jy so ingetune is deur, of as jy so sensitief is vir sy gees, jy gaan begin hoor hoe hy vir jou sê, hoor hierdie persoon. Hierdie persoon het gebed nodig. Hierdie persoon het bediening nodig. Hierdie persoon, daar's iets in sy lewe. Is dit nie wat ons wil hê nie? Dan gaan jy begin beleef hoe as jy jou hande op die siekes lê, dat die siekes gesond gaan word. Want daar's 'n vertroue in die een wat die krag bring. So onthou, die Heilige Gees is 'n persoon, en omdat hy 'n persoon is, wil hy 'n persoonlike verhouding met jou hê, en die krag van Pinkster vloei uit, daardie verhouding wat jy met die Heilige Gees het. En my uitdaging aan elkeen van julle is, gaan praat met die Heilige Gees. Gaan spandeer tyd in sy teenwoordigheid. As jy die gawes van die Heilige Gees wil sien vloei deur jou lewe, doen dit. Praat met hom, gaan spandeer tyd met hom. Nou sit julle hier en dink, is dit regtig so maklik? En ek wil vir julle sê, ja, dit is. Is dit regtig so maklik? Ja. Hy het dit nooit moeilik gemaak nie. Dis ons wat dit komplikheid vir een of ander rede. Maar die krag van God is maklik. Dit vat tyd. It takes intentional beplanning of wat ook al, om saam met die Heilige Gees tyd te spandeer, maar dit is nie moeilik nie. Dit is nie vir my moeilik om te gaan sit en te sê, Heilige Gees, ek het wysheid nodig. I need wisdom. Here, openbaar aan my u hart. Openbaar aan my u wil. Openbaar aan my wie u is. Kom vertel vir my wie u is. Deel u hart met my. Dis wat dit is om 'n verhouding te hê. En dis my uitdaging vir jou. Ons gaan pursue die verhouding met die Heilige Gees. En jy sal sien hoe die krag van God deur jou werk. Saam met Jesus gaan.